Goeienaand Suid-Afrika, 5 April steeds, en is nou 2300 daar by julle. En ek moet gou op een vraag antwoord. Ek het nou 'n paar vrae gekry na my vorige live en van my vorige video's. Mense wonder, nogal interessante vraag. Ek het 'n opinie gemaak, ek het 'n statement gemaak, dat as daar 'n nuke-oorlog uitbreek tussen die Ooste en die Weste, Rusland en China teen Amerika, miskien Noord-Korea neem deel, en daar's in die noordelike halfrond 'n nuclear oorlog, gaan die suidelike halfrond nie vrygespring word nie. Suid-Afrika gaan beslis nie die veiligste plek in die wêreld wees nie, want baie kommentators sê so. Hulle sê daar gaan 'n groot oorlog kom in die noorde tussen die Ooste en die Weste, 'n nuclear oorlog, en dan gaan Suid-Afrika die veiligste plek op aarde wees. Almal gaan Suid-Afrika toe wil trek. En daai gaan definitief nie plaasvind nie, want Suid-Afrika gaan een van die eerste lande wees wat geteken word in die tweede ronde van nuclear strikes, dalk nog in die eerste ronde. En dan vra die mense met reg, hoekom? Suid-Afrika het niks om niemand te offer nie, hoekom sal iemand Suid-Afrika nuke? Wie sal hulle nuke? Op die oomblik gaan Amerika vir Suid-Afrika nuke, as daar 'n nuke oorlog kom. Nou kom ek gou verduidelik wat aangaan. Hoekom sê ek so en wat is nie gaan? So onthou, enige oorlog, as jy 'n oorlog maak, local, maak nie saak hoe groot die oorlog is nie. Die heel eerste ding wat die vegtende generale gaan doen, is jy moet die ander kant se logistieke lyn afsny onmiddellik. Dis die eerste ding wat jy doen. Sodra jy sy logistieke lyn afsny, kan hy nie aanval die hele tyd en die oorlog aanhou nie. So as jy hom direk aanval sonder om sy logistiek af te sny, gaan hy net die hele tyd nuwe troepe, nuwe wapens inbring en die oorlog gaan baie lank hou. So daai interdiction strikes is wat jy doen. Jy sny die logistieke steen af. Nou wat het dit te doen met 'n nuclear oorlog? So, dis wat gaan gebeur met 'n nuclear oorlog. As daar 'n volskaalse nuclear oorlog kom, gaan Rusland alles wat hulle het lanseer. Hulle gaan hulle eerste lyn, kyk, Rusland het 5000 warheads, maar hulle het nog nie 5000 missiele wat dit kan dra nie, maar hulle het 5000 warheads. Amerika het 5000 warheads. Amerika het meer missiele omdat die warheads te dra as Rusland, maar dit maak nog geen saak nie. Rusland het genoeg missiele om genoeg warheads in Amerika in te kry om die Golden Dome of enige defense system te overwhelm. So Amerika sal hier vermooi om baie af te skiet, maar nie almal nie. Daar gaan 'n klomp wat kan deurkom en in important teiken stryf, stede, whatever. Dieselfde aan die ander kant. Amerika gaan lanseer Moskou, St. Petersburg, al die groot stede, al die nywerheidsstede, al die militêre bases is gone. En ek praat van gone in 30 minute. Want Amerika se salvo wat hulle gaan lanseer, net van een duikboot af, sal klaar die meeste, net een nuclear submarine, sal die hele Rusland neutraliseer in minder as 5 minute, van waar hulle in die see lê. Maar die vermoë om dit alles binne 30 minute, want dis die langste wat daai missiele sal vlieg is 30 minute, en is op hulle teiken. So ook gaan Europa gone wees. So Rusland sal definitief Europa tref, al die groot stede in Europa en nywerheidsplekke. En dan gaan jy fokus op die logistieke steen, want onthou as jy nou die twee lande groot oorlog maak, wie is hulle logistieke steen? Waar gaan hulle steen vandaan? Waarvanaf kan hulle herbou om weer aan te val? Waarvanaf kan hulle enige grondstowwe, jy weet, allerhande goed kry? Wat bly oor? Afrika, Suid-Amerika, Australië. So, Suid-Afrika byvoorbeeld, Suid-Afrika is 'n BRICS-land. Hulle ondersteun die Iraniërs en die Russe en die Indiane, jy weet, China, dis hulle ondersteuner. So, Amerika gaan onmiddellik al die ports in Suid-Afrika slaan met nukes. Dan gaan hulle nuke Kaapstad hawe wees, Durban hawe, Richards Bay hawe, Oos-London hawe, weet, al die hawens, groot hawens, om te keer dat ander grondstowwe en goed nie uit die land uit kan gaan om die Russe te gaan support. Maar omdat die Russe is nou die hele land omtrent verwoes met nukes, so wat kan gebeur? Die opperbevelvoerders en goed kruip ondergrond en bankers weg, hulle kom uiteindelik, klim in vliegtuie, dit wat nog diensbaar is, en vlieg in 'n ander plek in, waar hulle support gaan kry. So, daar kan hulle weer heropbou. Dit is wat gaan aangaan.
dis nie net Suid-Afrika nie. Al die hawens van Afrika gaan geteken word, want jy wil nie hê dat maar nog plek wees waar oorlogskepe kan aanval, grondstowwe kry en weer te gaan met strikes nie. Dieselfde met die res van Afrika se grondstowwe. Afrika het genoeg grondstowwe, jy kan nuwe goed van vooraf bou uit Afrika, want Afrika het al die minerale en goed wat jy wil hê, al die grondstowwe wat jy nodig het om 'n nuwe weermag weer op te bou. So, enige plek wat 'n factory het, wat industrial komplekse het, hulle gaan almal geteken word. Dit is die skaal van 'n volskaalse nukleêre oorlog. Jy tref alle tekens wat jou kan, waarvanaf die vyand enige iets weer kan opbou en terug te skiet, of jou weer te kan aanval. So jy kan intussen wegkruip in bankers onder die grond vir 'n paar maande, paar jaar, laat die radiation net weggaan, dat jy ten minste kan uitkom later. Maar intussen het ander geskuif en hulle is nou in die lande wat nie oorspronklik sou getref gewees het nie om goed op te bou. So, daarom gaan hulle getref wees. So hierdie ding wat mense dink, ons is al in 'n third world war en so aan, en hulle weet nie regtig, ons is nog nie naaste by 'n third world war nie, maar 'n third world war gaan net uitbrei en onmiddellik in 'n nuclear oorlog verander. So dis maar wat dit is. Ek hoop daai verduideliking help mense om te verstaan hoekom ek sê Suid-Afrika gaan gestryk word met nukes as daar vol nuclear oorlog is. Dit gaan oor die logistieke support wat hulle kan gee vir die Russe en die Chinese. Dis dan dit. Baie dankie, ek sal 'n ander interessante berig ander keer maak oor 'n ander vraag as daar spesifieke vrae kom. Baie dankie, totsiens.